Een koppie koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want te skielik is die tyd verby en sal ek Dis ook. Hallo, Pieter, goed om met jou. Jy weet, mag ek klaar. Ja, ek gaan vandag gesels ons bietjie lekker oor op ons koffie en kontrak. Ons was nou 'n lang tyd bietjie af gewees as gevolg van omstandighede. Ja, nee. Dis 'n bietjie siekerig geweest. Ja. Ons het geblaaf soos honde. Ja, ons het geblaaf. Kyk, dit was nou vir jou lekker geblaaf geweest. Maar nou ja, ons praat bietjie die hartland van die Vrystaat met ons koue Vrystaat. Dis heerlik want nou is daar nie muskiete. Dis En vlee. en vlee, ja. Ja, Ja, nee. daar sê ja, vat ons op Daar sê, koffie. Goed gaan. Kom maar. Daar sê, let's go for it. Ja. Hy loop mooi. Ja, en vandag se onderwerp natuurlik is een van die oudste eiendomdebatte in die boek. Moet jy koop of moet jy verhuur? Ag, huur. Ja, dit is nou dit is wat die dinge so interessant maak. Kom ons kyk wat gebeur as jy verhuurder is en as jy eiendom besit wat ander mense huur. So dit maak dit altyd baie lekker interessant. Ja, nee. Baie mense dink natuurlik dit gaan net oor geld. Koop is beter. Ander is weer huur is beter of soos die koper sê, huur is sleg. Maar dit is nie altyd so eenvoudig nie. Nee, dit is so. Ja, en wanneer jy koop, belê in 'n eiendom en wat 'n vaste waarde oor tydperk vir jou groei gee, jy weet. Maar oor langtermyn verpligting is die huur aan die ander kant gee jou weer die vryheid om makliker te beweeg en dalk beter area te bly. Jy kan skuif van een area na die ander area toe of wat jy kan bekostig om wat jy kan bekostig of as jy wil koop een of ander tyd, ja. Ja, nee, dis natuurlik 'n groot ding. Weet, mens moet altyd kyk wat is die voordele van koop en verkoop. Of huur, jy weet, wat een is die beste vir jou en wat pas jou sak. Eerstens kom ons kyk bietjie na koop. Koop beteken natuurlik jy bou ekwiteit. Jou maand tot maand paaiement werk vir jou en nie vir iemand anders se sak nie. Nee, dit is so, dit is 'n belegging. Die een wat oor tyd groter kan word en die stabiliteit is geen skielike huurverhogings of kennisgewings om te trek nie. Dit is as jy nou gekoop het, jy weet. Ja, dit beteken jy het vryheid, jy kan jou eie kombuis oordoen, verf wat jy wil. Jy kan 3 katte aanhou as jy katmens is of 6 honde of daai tipe van ding. Jy het geen toestemming natuurlik nodig nie. Ja, en as jy slim is dan kan jy daai huis later ook verhuur om 'n inkomste vir jou te begin te verdien. Dit is wat ek gedoen het. En dit is 'n lekker een. Jy weet, dit bring my natuurlik by die volgende een. Wat as jy die verhuurder is? Nou ja, as jy die eienaar van 'n huureiendom is, het jy beslis sekere voordele, maar dit ook verantwoordelikhede. Jy kan nou self daarvan praat soos Ja, natuurlik. Jy het 'n inkomste wat jy kry, maar jy het ook uitgawes. Ja. Onthou, 'n huurder bly in die plek en jy sê vir hom, luister, dit en dit moet nie gebeur nie. Maar daar's ook onderhoud van jou kant af wat jy moet doen. Byvoorbeeld matte wat moet skoonkom of matte wat moet uitgehaal word, moet vervang moet word of jy moet uitverf. Dit is dan jou as eienaar se verantwoordelikheid. En nou ja, die wetlike riglyne daarmee saam, dit bly jou plek. Ja. En jy moet jy kontraktuele voorwaardes met jou huurders. As daar skade is, moet dit reggestel word, of die perseel moet na 'n goeie toestand vir jou verlaat word of so. Dit is baie interessant. Maar jy het baie die kopsere ook daarmee saam, wat ek het so sê. Ja, soos wat volgens die wet voorgeskryf word in die regulasies. Jy weet, altyd duidelike wettige kontrakte moet in plek wees, al daai tipe van goed.
So moenie op mondeling werk nie, dit is vir net gewoon. Dus weet, as jy dit reg bestuur, kan dit 'n baie goeie manier wees om finansiëel onafhanklik te raak. Jy weet, veral as jy met 'n eiendom begin en oor 'n tyd uitbrei na nog meer eiendomme toe. So ja, daar's voordele aan hier. Ek het natuurlik geleer, kyk, ek het my eiendom het ek op my eie verhuur as agent, as eienaar. Maar ek het jy het te veel kopseer. Dit is hoekom ek het eerder vir 'n verhuuringsagent gee. En in hierdie geval het ek dit aan Papa die Boom gegee. Laat hulle my verhuuring vir my doen. Ja. Hulle gaan kyk na die plek en hulle sien wat is fout. En hulle sê vir my, hoorie, dit is fout. En ek neem kennis ek gemaak het reg. Jy weet, hulle kry die kontrakteurs vir Ja, jou en al daai tipe goed. dit is vir my baie beter. Ja, jy sien, mense wat wil koop, kan ook daaraan dink om te koop en dan is die slimste keuse, jy's vasgevang in een plek nie. Jy kan dra baie minder risiko's vir jou, as jy gekoop het en jy verhuur hom. Jy weet, dit is die een voordeel. Ja, maar kos wat eers nog 'n slukkie koffie. Ja, nee, so lekker enetjie nog 'n koue oggend. Natuurlik, voordat ek hierdie slukkie van net gehou. Asai. Die voordeel is ons in 'n live is, ons kan die mense kan sien wat ons doen, dan sien hulle hoe baie koffie drink. Maar nou ja, terug na die onderwerp. Jy weet, daar's geen verband nie, jy het geen munisipale verrassings en wanneer iets breek, bel jy net jou verhuurder of die verhuuringsagent soos wat jy gesê het. Onder andere waar jy nou is, by ons by Property Boom, waar hulle ook verhuurings doen dan natuurlik. Lekker advertensies gooi ons, dan dink hulle moet ook begin betaal. So, weet, dit is nou maar een van daai dinge. Ja, as jong mense wat eers wel 'n voete wil vind, dis ideaal. Jy kan areas bly wat jy nou kan bekostig en dis nie nodig om te koop nie, maar tog van 'n leefstyl, jy kan 'n leefstyl begin vir jouself genereer. Luister, dis die leefstyl wat ek wil hê. En ek is van een woonbuurt na 'n ander een toe en ek sê altyd jy shop rond. Ja. En dan besluit jy, okay, nou gaan ek koop op 'n plek, jy weet. Jy kan, terwyl jy hier kan jy rondkyk, jy kan so begin spaar en al daai tipe goeder, so dit is nogal lekker. Nou ja, hoe kies jy? Jy weet, uiteindelik hang dit af natuurlik van jou lewenstyl, soos wat ons sê. As jou finansies, kan jy dit bekostig en wat is jou toekomsvisie? Jy sien voeltjie alweer terug hier die venster. Jy moet jouself natuurlik ook afvra, hoe lank wil jy hier bly? As jy in 'n korttermyn werktoestande waar jy gereeld trek, dan jy weet, dan is dit nie lonend om te koop nie. Kan ek die deposito bekostig? Is dit reg vir verantwoordelikheid as ek hier bly? En veral hier besit. So ja. Ja, as jy dalk die plek koop en begin verhuur, jou eiendom, laat jou eiendom dan vir jou werk. Daar's geleenthede aan albei kante. Ja. Want jy koop 'n plek, jy het 'n paaiement wat jy aan 'n verband wat jy moet betaal. En dan besluit jy, okay, kom ons verhuur die plek. En dan kry jy dan daai inkomste. Maar saam met daai inkomste het jy natuurlik verantwoordelikhede. Ja. Wat jy kry, want jy moet belasting betaal en jy moet herstelkostes moet jy na omsien op jou plek. Ja. Jy kan nie net so los en sê laat die ouens aangaan. Ja nee, jy weet, dit is nou maar 'n ding van daai, jy weet, so mens moet altyd kyk na wat is die beste vir jou. Ja nee, dit is so. En jy moet laat weet, vir ons as jy wil huur, koop of dalk 'n verhuurder, wat werk vir jou, jy weet. So wat vir jou die gemaklikste is, go for it. Maar as jy nie wil verhuur nie, koop vir jou 'n plek en verhuur hom dan later. Ja. As jy die finansies het om dit te kan doen. Yes. Jy weet, as jy met 'n ryk vrou trou, dan bly jy by haar. Of vice versa, jy weet nooit nie. Ja, dan is gaan
koop jy jou plek en dan verhuur jy hom, maar hulle sal in elk geval die geld vat. So. Ja, your money is my money, dis Ja. baie goed vandag. Maar dit Maar help ja. jou met die paiement-betaling ook dan. Ja, nee, dit is so. Stuur vir ons gerus 'n boodskap, of kom kuier saam op ons sosiale media. Volgende week gesels ons oor, jy weet, dalk oor hoe jy as eerste koper slim kan begin sonder om oor jou voete te val. Ja, en ek dink ons moet een episode maak net oor verhuuring. Laat ons net oor verhuuring gesels. Laat ons die mense kan sê waarna moet jy kyk, waar moet die verhuurder en die eienaar van die huurder en verhuurder na kyk. Dis hy. En ek wil dit baie beklemtoon. 'n Mens moet kyk na jou na 'n goeie kontrak, 'n huurkontrak. Yes. Moenie Nie afskep nie. Moenie afskep nie, maar moet ook nie jou huurder so bang maak dat hy glad nie wil huur. Ek het nou die geval van 'n pragtige ouetjie wat in my plek bly. Hy stuur my boodskap, kan ek 'n reënmeter opsit? Ek sê asseblief, gaan doen jou Weet, sulke ouens is far and few between. baie man. Jy kry baie min wat jy dit kry. En dan sê hy vir my, hy wil 'n timer op sy geyser sit. Mag hy dit doen? Ag asseblief. Nee, regtig. Jy weet, dit is nou dis nou die oordentlikheid van ons mense wat jy het. Jy weet, as enigiets wat bydra tot jou voordeel kan maar gedoen word, maar dis goed dat hulle vra vir toestemming, Ja, want ek dis hoe dit moet hoor. Ek het hom gesê, man, my reënmeter het ek op 'n driepoot gesit op 'n buitekant. Dan geskuif ek hom waar. Hy sê, maar dis nou 'n baie slim idee. Ja, nee, dit is So in plaas dat jy hom teen 'n muur vassit, want die reën kom vandag van die kant af, môre van die ander kant af. So ja. Nee, dit is so. Skalk natuurlik, dan begin ons koffiepauses wat so tussenin in die week is, wat so net so kort snippet is oor sekere onderwerpe wat so casual gaan wees. As ons die koffie klaar gesluk het, dan gaan ons gou 'n koffiepause. Ja, nee, dit is so. Dis sy, jy weet, ons gaan gesels oor enigiets, jy weet, van watter netbalspan speel waar vandag, of rugby spannetjie, Ja. weet, of watter koffieshop is vir ons die lekkerste en al daai tipe goeders. Dit gaan ons breek wees, en ons sommer net so in die middel van die week. Ons mag dalk ook gesels hoe lyk dit, wat eiendomsagent se dag deur die dag. Ons trek dalk sommer hier by Anne-Marie in en vra vir haar wat is wat. Ja. Jy weet, Ek sê dit vir ons sê wat hulle gaan nooit weet waaroor ons gaan gesels nie tot die dag wat ons begin gesels en dit uitsaai. Presies, ja. So, maar nou ja, tot dan. Ons hou die koffie warm en lekker dag. Koffie is nie sleg nie. Koffie is glad nie sleg nie. Hou hom warm en totsiens, lekker dag. Totsiens. Nog een kopje koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want te skielik is die tyd verby en sal ek haas my ry moet kry, te gou moet ek groet en huis toe gaan.